Goeiedag, vriende. Ek wil graag vir jou 'n persoonlike vraag vra. Dra jy vrug? Met ander woorde, maak jou lewe, jou optrede binne die huwelik, binne die huisgesin, by die werkplek, maak dit 'n positiewe verskil. Maak dit mense bly. Verder, nog belangriker, bring jou lewe eer aan God se naam. Dink 'n bietjie, as jy nou lekker vrugte eet, sê nou maar 'n pakkie druiwe of 'n sakkie lemoene, en jy weet van wie se plaas dit kom. En jy vertel spontaan vir ander mense, hierdie boer se druiwe of sy lemoene is dan besonders lekker. Dan bring jy ons eer aan daardie boer, daardie landbouer se naam. En ander mense dink ook positief oor hom. Nou, as God se kinders goeie vrugte dra, met ander woorde, 'n lewe wat 'n positiewe effek het, dan bring jou lewe eer aan God. Want mense wat na jou kyk, mense wat na jou luister, dink nou positief oor God wat in sy genade so heerlike verandering ook in my en jou lewens bewerk het. So jy sal verstaan, vrug dra is 'n kernbelangrike saak. En in die bekende Johannes hoofstuk 15 kry ons natuurlik die geheim van vrug dra. En soos ons nou verder sal gaan, sal jy sien, dit is baie nou gekoppel, direk verwant aan ware gebed. As ek dit mag noem, suksesvolle gebed. Want ja, ongelukkig is daar iets soos mislukte gebede. Ons kry 'n skrikwekkende verwysing daarna in Jesaja hoofstuk 1 vers 15, waar die Here hierdie vreeslike dinge sê. Hy sê, as julle julle hande uitstrek, dan sluit ek my oë. Selfs al bid julle baie, sal ek nie luister nie. So kom ons kyk bietjie na hierdie gedeelte in die evangelie van Johannes hoofstuk 15. En in vers 1 kry ons die fondasie van hierdie hele stuk, waar Jesus sê, ek is die egte, of ons kan ook sê, ware druiwestok, en my Vader is die landbouer. Nou ons weet die Johannes evangelie maak baie gebruik van die Ou Testamentiese agtergrond, en in die Ou Testament is die wingerdstok 'n algemene simbool vir die volk Israel, God se verbondsvolk. Een so 'n gedeelte is Jesaja 5 vers 1 tot 5. Jy kan dit gerus gaan lees. En wat opvallend is dat wanneer daar so na Israel as die wingerdstok verwys word, die klem val op Israel se hartseer mislukking om vrug te dra. En as gevolg van hierdie mislukking kom die oordeel van God oor hulle. Maar nou kry ons die heerlike boodskap in die Nuwe Testament. Jesus self is nou die ware, die egte wingerdstok. En hy staan in absolute kontras met die mislukking van Israel. Jesus is nou die ware Israel, wat slaag waar die volk Israel onder die ou verbond misluk het. Jesus dra die vrug wat eer aan God se naam bring.
Veral nou die Matteus Evangelie lê baie klem daarop, hoe dat Jesus as ware die hele geskiedenis van Israel kom oorskryf het, kom vervul het in 'n positiewe manier. Jy sal weet, Matteus vertel vir ons hoe die kind Jesus ook in Egipte was, net soos Israel in Egipte was. Dan Matteus 4 is baie belangrik. Jesus word versoek in die woestyn, net soos Israel versoek is. Maar Israel het nie geslaag in die versoekings nie, hulle het misluk, hulle het geval vir die versoekings, dink nou maar aan die goue kalf, maar Jesus slaag al sy toetse in die woestyn tot eer van God. So Jesus self is nou die ware Israel. En enige een wat nou die status van God se wingerdstok wil hê, enige een wat nou wil deel wees van God se volk, moet aan Jesus self persoonlik verbind wees. Dis wonderlik om so daaraan te dink. Ek as eenvoudige gelowige is deel van die ware, herstelde Israel, as ek deel is van Jesus Christus, as hy my persoonlike verlosser is. En daarom niemand, maak nou nie saak wie, kan homself Israel noem, as ek nie Jesus as my Messias erken en aanvaar het nie. Nou ons wat aan Jesus behoort, ons is die takke, die lote, en ons kry ons lewe, die lewenssap van die wingerdstok, van Jesus self. Die wingerdstok, Jesus, dra vrug, dis hy wat vrug dra, dis so belangrik, via die lote. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik. Jesus volbring die wil van die Vader, deurdat hy vrug dra, deur my en jou, as ons aan hom verbind is. So kom ons kyk net 'n bietjie, waar kom die Vader in? Vers 2, help ons daarmee, waar Jesus sê, elke loot aan my, wat nie vrug dra nie, sny hy weg, dis nou die Vader, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Die rol van die Vader as die groot tuinier kortliks is tweeledig. Hy snoei ons met die oog op meer vrug. Dis die tugtiging wat hy oor ons bring, die toetse, die moeilikhede om ons te vorm, om ons meer vrug te laat dra. Maar die Vader raak ook ontslaaf van dooie takke. En dit beklemtoon maar net, daar is geen Christene sonder 'n mate van vrug dra nie. Want vrug dra, hierdie nuwe lewe, is 'n wesenskenmerk van ware Christendom. Dis 'n merkteken van die wedergeboorte. Die alternatief, as ek nie 'n loot is wat vrug dra nie, dan is ek 'n dooie stuk hout. Daar's geen lewe in my nie. Hierdie dooie takke wat nie vrug dra nie, is mense wat 'n skynverbintenis het aan Jesus. Dit lyk asof hulle aan Jesus behoort. Hulle sê miskien hulle behoort aan Jesus, maar hulle behoort nie regtig aan hom nie. Dit lyk dalk asof hulle tyd saamloop met Jesus se mense. Jesus verwys heel moontlik hier na iemand soos Judas Iskariot, as jy nou kyk na die Johannes Evangelie, waar hierdie woorde van Jesus inpas, dan is Judas reeds weg op hierdie oomblik. Hy is buitentoe om Jesus te gaan verraai. Hy was deel van die groep, maar hy was nooit werklik deel van Jesus nie. Vrug dra. Die geheim van gebed en vrug dra is Jesus self. Om vas te wees
aan hom, persoonlik. Hoe lyk so 'n ware verbintenis met Jesus? Hoe gebeur dit? In hierdie gedeelte is dit baie duidelik dat Jesus se woorde 'n sleutelrol speel. Vers 3, julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Jesus se woorde is die totaliteit van sy lering, van die waarheid wat hy gebring het. Dink nou maar aan die wonderlike bergrede, Matteus 5-7, maar al Jesus se beloftes oor vergifnis, oor 'n nuwe lewe. Ons moet dit opneem in ons moet dit werklik glo en daarvolgens handel. Ja, ons moet voortdurend, soos Jesus dit hier noem, in hom bly. Deurdat ons al sy woorde, die totaliteit van sy lering ernstig opneem en deel maak van ons lewe. Dit gaan hier oor voortdurende afhanklikheid van Jesus. Nie net om eenmaal 'n keuse vir hom te maak nie, maar die pad saam met hom te loop. Hierdie afhanklikheid van Jesus, hierdie saamwees met Jesus, hierdie vertroue op Jesus, is die absolute voorwaarde vir ware gebed en dus ook vir vrug dra. Ja, daar is geen vrug sonder Jesus nie. Hy sê dit mos so duidelik, sonder my kan julle niks doen nie. Dis die taal van die nuwe verbond, want Jesus maak deur sy Heilige Gees 'n innerlike verskil in ons. Ons kry in hierdie gedeelte ook 'n baie skerp kontras tussen net twee opsies. Vers 6, as iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Dit is die onvrugbare lewe sonder Jesus. Dit lei tot vernietiging in die oordeelsvuur van God. Dit staan in skerp kontras met die vrugbare lewe. Vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Jy sien, hier's net twee opsies. Hier's nie 'n middelste opsie nie. Hier's nie sprake daarvan dat ek maar kan sê, ja, ek behoort aan Jesus en ek gaan eendag hemel toe, maar my lewe nou wys niks daarvan nie. My lewe nou is sonder vrug. Dit kan nie. Daar's nie so 'n opsie nie. So kom ons kyk 'n bietjie prakties nou verder na vrug dra en gebed, die verband tussen die twee. Vrugte. Wat is die vrugte wat 'n kind van God dra, wat lof en eer aan die Vader bring? Ons moet dit nie beperk net tot 'n paar dinge soos evangelisasie of kerk toe gaan of selfs liefde nie. Nee, dis baie meer omvattend. Onthou, hierdie vrug is die doel van die lote. En die volgende gedeeltes wys, dit is die gevolg van gebed in Jesus se naam. En dit bring eer aan die Vader. Dis 'n wye, omvattende konsep wat alles insluit, wat die gevolg is
van 'n nuwe lewe. 'n Lewe wat vas is aan Jesus en wat lei tot effektiewe gebed. Hierdie nuwe lewe, hierdie vrug is gehoorsaamheid aan Jesus se opdragte. Ons kry dit daar in vers 10. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Hierdie vrug is die belewenis van Jesus se vreugde en vrede. Ja, natuurlik, hierdie vrug is liefde vir mekaar, juis ook in slegte omstandighede, juis ook wanneer dit nie so goed in die huwelik of in die huisgesin of by die werk gaan nie, om nog steeds liefde uit te leef. Hierdie vrug sluit in getuienis teenoor die wêreld, teenoor mense buite. Ja, die Here Jesus het ons aangestel om vrug te dra. Ons is uitgekies en aangestel om vrug te dra in hierdie wêreld. So ons kan sê, vrug is die totale gevolg van voortdurende afhanklikheid van Jesus. 'n Lewe van voortdurende afhanklikheid van hom, wat eer bring aan die Vader. Dit bring ons dan nou by gebed, want dis waarby ons eintlik wil uitkom. En dis baie duidelik uit hierdie gedeelte, daar is 'n direkte verband tussen vrug dra en gebed. Vrug dra is die bewys daarvan dat ons afhanklik is van Jesus, verbind is aan hom. En weet jy, gebed is die naalstring wat ons aan Jesus bind. Net soos 'n fetus verbind word aan die moeder deur die naalstring, en so in kontak is met die moeder en voeding kry van die moeder, so is 'n lewe van gebed die naalstring wat ons bind aan Jesus. Dit is hoe Jesus ons gedurig deur voed. So vriende, as daar nie werklike gebed is nie, gebed waar 'n kontak maak met die lewende Here nie, wel, dan is daar nie 'n verhouding met Jesus nie, dan is ek nie verbind aan hom nie. 'n biddelose lewe is 'n lewe los van Jesus, en op die ou end is dit 'n onvrugbare lewe. Kom ons kyk net weer. Ons kry hier 'n kernbelangrike perspektief oor gebed in vers 7, waar Jesus sê, as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Dis 'n heerlike belofte. Vra wat julle wil. Maar nou moet ons nou nie die dam onder die eende uitdruk nie. Ons moet kyk na die hele konteks. Wat is die doel van gebed hier? Waarvoor moet ons vra? Moet ons begin by 'n beter salaris, 'n mooier huis, 'n duurder voertuig, meer gerief, minder probleme? Nee, die konteks maak dit baie duidelik. Hierdeur verwys nou na die vorige vers, na vers 7. As ons bid, dan sal dit gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Ons gebede moet gefokus wees op vrug dra.
praktiese disippelskap. Ons moet die Here vra om ons te help en ons te lei om sy vrugbare disippels te wees, sy volgelinge, sy leerlinge. Ons is ons die vakleerlinge van Jesus, sy appies, om dit nou maar plat te stel, in hierdie wêreld. Ons boots vir Jesus na, ons maak soos hy maak, ons doen soos hy doen. Ons doelwitte moet sy doelwitte wees. En dit is vrugte wat God se naam sal groot maak. Om eer aan die Vader te bring. Dis 'n deurlopende motief hier in die Johannes Evangelie. Dit was Jesus se groot doel. In alles wat hy gedoen het, en ook toe hy gaan sterf het, was daar een passie by die Here Jesus. Om eer te bring aan sy Vader. Om sy Vader se wil te doen. Hy sê dit so dikwels, ek het nie gekom om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Dis ook die doel van my en jou disippelskap. Dis die doel van ons Christenskap. Nie om 'n gerieflike lewe hier op aarde vir onsself uit te kerf nie, maar om die wil van die Vader te doen, sy naam te eer, want dis hoe ons vervulling ook vind. Om dit op te som, vir ware gebed wat verhoor word en lei tot vrugte, is daar nie 'n kort resepie nie, daar's net een oplossing, voortdurende gehoorsame kontak met Jesus. Dis 'n biddende lewe wat deurtrek is met Jesus se woorde. Dis 'n totale afhanklikheid. Ons weet, Here Jesus sê dit, sonder my kan julle niks doen nie, nie bid nie en ook nie vrug dra nie. Dit sal beteken, om so afhanklik van hom te lewe, sal beteken dat ons vra, wat vra sy woord nou van my in hierdie situasie? En daardie antwoord is dit wat ek nou moet doen. Bly in Jesus. Laat sy woorde en sy waarheid deel word van ons DNA. So, geliefdes, ons is hier by 'n vurk in die pad. Kies jy 'n biddelose, onvrugbare lewe? Dit lei tot die oordeel. Die ergste is, dit beroof God van sy eer. Dit maak ons lewens ook sinvol. Kom ons kies positief. Kom ons kies deur die genade van God vir 'n biddende, afhanklike lewe van Jesus, wat duidelike vrug sal dra tot eer van God. Dan maak ons lewe sin. Dan het ons 'n doel hier op aarde. Vrug dra, bring vreugde, nou en tot in alle ewigheid. Amen.